die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom, waar wil jy hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, daar sal 'n man 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom, en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei. Die disippels het toe gegaan, en in die stad gekom, en alles gekry, soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die paasmaaltyd voorberei. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het, Jesus Stories, en vandag is ons al in deel 66. Ek sal julle nou al vir 'n goeie week besig hou, as jy nou by 1 wil begin, om op te vang. En ek glo, vir die van julle wat nou al saam met ons op hierdie pad is, dit beteken vir jou baie, en die wat nou eers begin, ek wil jou uitnooi. Ek glo dit gaan jou perspektief verander. Ons hele missie is om mense aan Jesus voor te stel dat hy hulle kan red, want dis die doel van 'n kerk, die hoofdoel van 'n kerk. Is nie om vir jou lekker sagte sitplek te gee en jou iets te leer van die Here en vir jou koffie te gee nie. Die doel van 'n kerk is om mense aan Jesus voor te stel. Ons praat oor Jesus, want sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe ken jy iemand? Hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy sê en wat hy gedoen het. En dis wat ons kyk. Ons kyk na wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen. Hy het net gesê wat sy Vader gesê het, en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Hy het ons kom voorstel aan God die Vader. Hy is ons deur na God toe. Hy is die enigste weg na God toe. En dis hoekom ons soveel tyd daaraan spandeer, en hoekom ons reeks nou al by nommer 66 is, en ons weet nie of ons ooit gaan ophou nie. Volgende jaar hierdie tyd, ons dink by 150. Nou as ek vanoggend, terwyl ek hierdie week aan hierdie storie gedink het, het hierdie een woord net beheeltyd by my opgekom, vertroue, 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 vertroue. En dis nogal interessant hoe dit werk. As jy 'n kind is, vertrou jy almal, en glo jy sommer alles. Elke storie wat jy hoor, vertel jy ook sommer oor vir die waarheid. Want dis net hoe kinders is, hulle is so ontvanklik. Hulle vertrou jou net, daar's nie iemand beter as my pappa of my mamma nie. Hulle is soos jou superheroes. En hoe ouer jy word, hoe meer verloor jy die vermoë om te vertrou. Want jy kry seer, en jy kom agter nie, almal is altyd wat hulle gesê het hulle is nie. Jy ontdek, jou ma en jou pa is nie so betroubaar nie, eers as jy by 'n tienerstadium kom, en jy kom agter jy kan self dink en redeneer. Maar teen daai tyd het jou maatjies by die skool dalk al, bietjie, 'n paar houe gegee, emosioneel. En jy het al hoe meer begin agterkom, jy kan nie so lekker vertrou nie. En hoe ouer jy raak, hoe erger raak het. Jy verloor al hoe meer jou vermoë om te vertrou. En dan, wat ook toeneem, saam met die vertroue wat afneem, is jou vreesagtigheid en jou angstigheid. Want dinge is nie soos wat jy gedink het dit veronderstel is om te wees nie. En jy begin wonder, wie of wat kan ek vertrou? En baie keer sê ons, dis baie maklik om te sê, ek vertrou die Here. Maar jy kan jouself gaan toets, net aan die angstigheid en die vreesagtigheid en die oorweldigende goed wat in jou lewe gebeur wanneer jy oorweldig voel. Vertrou jy regtig die Here? Dis maklik om dit te sê. Die neeweffek van wantroue is ek wil beheer hê. Want as jy iemand kan vertrou, hoef jy nie beheer te hê nie. Jy hoef niks te kan beheer nie. Ek weet wat 'n sekuriteit ek het. Baie keer met ons lewensmaat is dit so. Jy en jou lewensmaat kom goed oor die weg en julle kan mekaar 100% vertrou. Jy kom so op 'n punt waar jy agterkom, ek weet nie of ek hierdie lewe sonder jou kan doen nie, want ek het soveel sekuriteit in hierdie verhouding. Ek voel so veilig by jou. En as jy niks daarvan het nie, dan raak dit moeilik. En dan soek jy beheer. Ek het nie beheer nie, want ek kan niemand vertrou nie, ek moet beheer vat. Dan kom jy op daai punt, en veral as jy besigheidseienaar is, dan weet jy waarvan ek praat. Ek hoef niemand te vertrou nie, ek moet hulle aanstel en hulle salaris betaal, en dan moet ek daai salaris gebruik om hulle te kry om te doen wat ek vir hulle sê om te doen. Want as ek nie kan vertrou nie, gaan ek beheer. En dis hoe ons funksioneer. As my lewe uitmekaar uitval,
en niks werk soos ek gedink het dit moet nie, dan gaan ek die regte ding begin doen, en ek gaan die regte ding begin sê, want as ek beheer het, dan voel ek weer veilig. Dan voel ek weer op die bol. Dan voel ek weer ek's okay. En beheer is 'n illusie. Vir elke liewe mens, want jy weet nie of jy oor 'n uur van nou af nog eers asemhaal nie. Jy weet nie of jy môre uitvind jy het 'n terminale siekte nie. Jy weet nie wat gebeur in die volgende 2 weke, 3 weke vooruit nie. Beheer bestaan nie, dis 'n illusie. Maar ons vervang dit in die plek van vertroue. Want ek kan niemand of niks meer vertrou nie. Ons probeer beheer. En dan koop ons in daai illusie in. Want partykeer kry ons dit reg. Ons kry dit reg om goed nou te doen en dan op die einde dan werk dit uit soos ons gehoop het. So ek is in beheer. Jy was nog nooit in beheer nie. Jy is nie gemaak om in beheer te wees nie. Jy is geskape om afhanklik te wees van 'n almagtige God wat presies weet wanneer dit gaan gebeur, soos dit gaan gebeur. En jy moet net hom vertrou. Johannes se evangelie, van die 4 evangelies, sy hele missie was net dit, om die mens te sê waar hulle vertroue moet lê. Jy is gemaak om te vertrou. Dis hoekom ons in ons Bybel lees, as jy maar net geloof het soos 'n kind. As jy net kan teruggaan na daai plek toe van wat dit is om te vertrou. So hier's 'n vraag. Hoe sal jou lewe wees as jy volkome vertroue het? Hoe sal jou lewe wees as jy volkome vertroue het? Sorry, ek sien 'n korte e daar. As jy net nie, as jy opstaan en in elke liewe situasie regtig die Here vertrou. Wanneer goed nie gaan soos wat jy wil hê dit moet gaan nie, maar jy steeds nie daai angs en daai vreesagtigheid het in jou binnekant nie, want God is in beheer en al sal uitwerk soos dit moet. Nie soos ek wil nie, soos dit moet, want hy is in beheer. Hoe anders sal jou lewe lyk as dit so lyk? En dis wat ek die hele tyd in hierdie storie gehoor het, terwyl ek hierdie storie gelees het. Vanoggend se storie is so 'n bietjie korter as al die ander stories. My vrou sê, Hannes, die preekie laaste tyd bietjie lank, man. Jy moet bietjie, nee, sy het dit nie regtig gesê nie, ek spot sommer. Kyk hoe frons sy nou vir my. Ek is nou klaar in die dogbox. Maar vanoggend se storie is 'n bietjie korter as gewoonlik, maar dis een van die lesse wat ons in hierdie storie leer, is volkome vertrou, want sy disippels het tot op daai punt gekom waar hulle volkome vertrou het. Die storie se opskrif is die Paasmaaltyd word voorberei. So ons het hierdie Sondag en dan volgende Sondag en dan gaan ons Paasnaweek hou. Paasnaweek gaan ons Donderdag aand 'n diens hê, ons gaan Vrydagoggend 'n diens hê en ons gaan Sondag 'n diens hê. En dan gaan ons regtig in Jesus se kruisiging inklim hierdie Paasnaweek. En ons wil jou nooi vir dit. So hierdie naweek gaan ek praat van hoe hulle dit voorberei het. Volgende week gaan ons gesels oor wat se les Jesus hulle geleer het om die nagmaaltafel en dan gaan ons Donderdag aand gaan ons nagmaal hou. Paasnaweek. So ons is op pad soontoe. En hierdie spesifieke storie gebeur die Donderdag. En daar's verskriklik baie konteks wat jy moet verstaan om hierdie storie te verstaan, wat ek vir julle moet verduidelik. Maar die Paasmaaltyd voorbereiding was die Donderdag gewees in die laaste week van Jesus se lewe. Jesus word nou Donderdag aand word hy gearresteer, hy gaan Vrydag gekruisig word. En hierdie was die hoogtepunt van die Joodse kalender. Dis die belangrikste naweek in die Jode se geloof, is Paasnaweek. Hulle het 3 feeste 'n jaar, en hierdie was die heel belangrikste een. Hierdie was 10-10 die heel belangrikste dag van die Paasnaweek gewees. So kom ons spring weg. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus sy disippels vir hom, waar wil jy hê moet ons gaan regmaak vir om die Paasmaaltyd te eet? Nou hopelik kry ek hierdie so reg om hierdie konteks vir julle so kronologies te verduidelik dat julle nie de mekaar hier uitstap vanoggend. Die eerste dag. As jy dink aan 'n dag, aan die eerste dag, as jy dink aan van wanneer af tot wanneer verloop jou dag? My dag begin gewoonlik wanneer ek my oë oopmaak en dan wanneer ek dit weer toemaak in die aand, dan is die dag verby. As ek moes opstaan voor 12 om gou die hond uit te vat en dit was nog voor 12, was dit nog dieselfde dag. So kom ons sê hy eindig 12 uur die nag, maar hy begin eers die oggend as ek opstaan. As jy lees die eerste dag in 'n Joodse kultuur, hulle dag het begin met sonsak.
So as hulle sê die eerste dag, dan praat hulle van sodra die son sak. En die dag eindig, wanneer die son weer sak. So hierdie is donderdag, sodra die son, dit was nie 'n spesifieke tyd nie, om spesifiek te wees, was dit eintlik 18 minute voor die son sak. Het hierdie eerste dag begin, en jy gaan nou verstaan hoekom 18 minute voor die son sak. Maar so, as jy hierdie geskrifgedeelte lees, moet jy dit verstaan. Hierdie is wat hulle in die Joodse kultuur genoem het, op die Joodse kalender genoem het, 14 Nisan, die 14de Nisan op hulle kalender was hierdie datum. En op ons kalender sou ons sê, dis Vrydag. Dis hoe die Jode dit genoem het. So dit het begin, toe die son sak donderdag aand. So op die eerste dag van die fees, van die ongesuurde brood, so dis op pad na hierdie dag toe. Die ongesuurde brood is 'n brood wat gebak word sonder gis. En hoekom het hulle dit die dag van die ongesuurde brood genoem? Want die konteks van Paasfees, of soos hulle dit genoem het, Pasga, kom eintlik uit die Ou Testament uit. En wat jy meer van bewus moet wees wanneer jy hierdie storie lees, is waar die Israeliete weggevoer was as slawe in Egipte. En God het aan Moses verskyn en vir hom gesê, ek wil hê jy moet my volk gaan uithaal uit Egipte uit. Dis waar hierdie hele fees vandaan gekom het. So vir 'n geval jy nie weet nie, as jy gewonder het, hoekom het hulle Paasfees gevier voordat Jesus gekruisig is? Want Paasfees is ingestel lank voor Jesus gekruisig was, om presies te wees 1800 jaar. Hulle doen hierdie al vir 1800 jaar, en nou daag Jesus op. Want hulle het gevier hoe God hulle uit Egipte uit as slawe uitgehaal het. En hoe dit gebeur het baie te doen met hoe hierdie storie begin. Johannes het aangeneem dat die ouens, Markus, wat hierdie geskryf het aangeneem dat die ouens verstaan die konteks. Wat gebeur het is, God het vir Moses gesê, ek gaan 10 plaae stuur in Egipte in, om die farao te oortuig, om 4 miljoen Jode, wat slawe onder die Egiptenare is, te laat gaan. Hulle was die wêreldregerders, en hy het geregeer oor die Jode, maar God wil sy volk vrykry, dit was sy uitgekiesde volk. En hy sê, 10 plaae behoort om te oortuig. En die 10de plaag is, ek gaan 'n doodsengel stuur, om al die eersgeborenes, die oudstes in elke huisgesin, te kom haal, dood te maak, doderyk toe te vat. Dit gaan die 10de plaag wees. Dis 'n verskriklike plaag. En wat jy moet doen is, jy moet vir die volk van Israel gaan sê, hulle moet 'n vlekkelose lam, 'n gebreklose lam, met ander woorde 'n lam sonder gebrek, of 'n boerbokkie sonder gebrek, moet hulle slag. Dan moet hulle die bloed vat, en dan moet hulle deurkusyne van hulle huis smeer. So as die doodsengel deur Egipte beweeg, en hierdie deurkusyne die bloed van hierdie lammetjie op, dan sal ek daai huis 'n skiep gee. Dan gaan ek nie daarin om die eersgeborenes te vat nie. Hulle moet dit doen, hulle moet die bloed aan hulle huis smeer, dan moet hulle die vleis vat, en hulle moet 'n ete voorberei. En hulle moet brood bak, met kruie en wyn. En dit was die ete. So hulle moet die bloed op hulle deurkusyne vee, en dan in alle vertroue moet hulle 'n ete reël wat 'n simbool was van God se, wat hulle vertroue op God is, dat vanaand sal werk soos dit moet werk. Dan moet hulle hierdie ete hou. En hierdie ongesuurde brood is vir 'n rede, so die hoofrede hoekom hulle nie moes gis gebruik in die brood nie, was, want daar was nie tyd nie. Jy moet iets verstaan van brood bak in daai tyd. Die vinnigste wat jy 'n brood kon bak in daai tyd, was 4 ure. Jy moes die koring maal, en dit was 'n lang proses, grove koring, en dan moes jy brood om al die bestanddele bymekaar te maak, dit bymekaar te gooi, dit te meng, en dan nie vuur te maak en om in 'n vuuroond te bak, 4 ure, van begin tot eindig. Maar meeste ouens sê het hulle brood oor 'n tydperk van 24 uur gebak. So jy gooi jou deeg, jy laat dit ordentlik rys, en dan was daar baie ouens wat dit ook 48 uur lank laat staan het, voor hulle die brood gebak het. Maar die vinnigste wat jy 'n brood kon bak, was 4 ure. En hierdie ongesuurde brood, hoekom hulle nie maar gis gebruik het nie, was die hoofrede, ons het nie tyd nie. Hulle het hierdie opdrag dieselfde dag gekry wat die doodsengel sou kom. Jy het baie min tyd. En as jy nie wag dat hierdie ding rys nie, vat dit jou 18 minute om alles bymekaar te gooi en die brood te bak tot hy uitkom. Ongesuurde brood sonder gis. Dis hoekom hierdie dag vir hulle begin 18 minute voor die son sak. Die eerste dag. Jy het in die laaste bietjie lig nog hierdie brood gebak. En die hele rede vir dit was
ons gaan moet waai en dit gaan vinnig wees. As hierdie doodsengel hier deurgetrek het en al die eerste geborenes gevat het, dan gaan Farao nie sê, julle kan maar gaan nie, hy gaan ons wegjaag. As ons nie gaan nie, maak hy ons almal dood. Hy gaan ons wegjaag. Daar gaan nie tyd wees nie. Daar's nie nou, jy moet nou pak, daar's nie tyd om brood te bak nie. Vinnige broodjie, kry die krye, kry die wyn, slag die dier, sit die bloed in jou deurkusyn, berei hierdie maaltyd voor in volle vertroue van die Here. Nou alles was ook simbolies geweest. Elkeen van hierdie goed het 'n simboliek aangehad. Die ongesierde brood was 'n simbool van God se vinnige manier om Israel te verlos. Dit was ook die feit dat hulle nie moes gis gebruik nie. Gis is die kleinste bestanddeel in die brood. Hoekom hulle nie moes gis gebruik nie, is gis deurtrek die hele brood, bepaal hoe hierdie hele brood lyk. Gis was ook geassosieer met sonde. Die Israeliete was onder die invloed van die Egiptenare, wat die songod aanbid het, wat ook sonde voorgestel het. En die feit dat hulle brood bak sonder gis, praat van God se reiniging wat oor sy volk gaan kom. So hierdie brood het ook gesimboliseer, hy gaan ons reinig. En die volgende ding wat hierdie brood gesimboliseer het, is hy voorsien vir ons. Hy gee vir ons wat ons nodig het om te lewe. Soos hulle hierdie ongesierde brood geëet het, was dit 'n simbool van reiniging, voorsiening en God se vinnige, effektiewe verlossing. Dis waarvoor hierdie brood was. So, hulle het hierdie dag van die ongesierde brood Can you yourself imagine? 4 miljoen mense, hoeveel huisgesinne is dit? Almal bak 'n ongesierde broodjie. Geen wonder daai dag het 'n ander naam gekry nie, die dag van die ongesierde brood. Nou, dis die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, op die 14de Nisan. Hierdie perfekte lammetjie moes geslag het. Nou die lam was, die simbool van die lam was, dis 'n plaasvervanger vir ons eerste geborenes in ons huis. Hy vat die plek, hy sterf die dood. Hy vat die plek, so ons hoef nie te sterf nie. En toe gaan God en hy sê vir Moses, elke liewe jaar is die Pasga instelling. En julle moet vir 7 dae lank ongesierde brood eet. En hierdie ete eet. So, ek dink toe hulle uitgelei is uit Israel uit en hulle het die eerste keer gedoen het, dink ek was al baie vleis oor, want elke huisgesin moes 'n gebreklose lammetjie slag. Maar ek dink daarna moes hulle dit nou vir 7 dae lank doen, het hulle seker die lammetjie geslag en vir 7 dae lank, elke dag was hulle herinner aan God reinig ons, God voorsien vir ons, God verlos ons en hy doen dit vinnig. Hy het vir ons 'n plaasvervanger gestuur dat ons nie hoef dood te beleef het in ons huis nie. En dis hoekom die Jode hierdie vier. Dis hoekom hulle die Pasga vier. En Markus skryf op die eerste dag van die fees van die ongesierde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het. Nou sit jy met baie konteks, nou weet jy waar dit gaan. Vra Jesus se disippels vir hom, waar wil jy hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Kan jy sien hulle, daar's nie 'n opsie hier nie. Daar's nie 'n ding van, gaan ons hierdie jaar hieraan deelneem nie. Dit was net totaal normaal. Dit was die belangrikste dag op die kalender van die Jode. Waar gaan ons dit doen? Dit was die enigste opsie. En wat vir my so interessant is hiervan is, hulle vra vir Jesus. Wat het julle gedoen voor Jesus daar was? Hulle het geleer dat hy in beheer is. Hulle het in volkome vertroue van hom geleef in hulle leef. Wat sê hy? Waarheen is ons op pad? Ek het nie nodig om vreesagtig of angstig te wees of te bekommerd te wees oor goed so eenvoudig soos 'n belangrike datum nie. Ek vra hom net. Ek is afhanklik van hom. Waar gaan ons hierdie doen? Vra hulle vir Jesus. Jesus stuur toe vir Petrus, Johannes. Hierdie lees ons in Lukas. Onthou, ons vat die 4 evangelies en ons vat almal se weergawe en ons sê dit in een storie. Hierdie lees ons in Lukas, Markus se weergawe en Matteus se weergawe sê hy 2 van sy disippels gestuur. Maar Lukas sê hy stuur vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag. Petrus en Johannes was Jesus sy naaste 2 disippels aan hom. Dit was sy 2 BFFs, best friends forever. Okay. Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voordat ons dit kan eet. Nou wat beteken dit presies? Nou vandag hou ons Paasfees want Jesus het gesterf aan 'n kruis.
Wat beteken dit as Jesus vir hulle sê, gaan berei dit voor? Weereens iets wat ons nie noodwendig altyd konteks voor het nie. Hierdie twee manne moet nou 'n plek kry, en baie keer is dit al wat ons dink hy vir hulle gesê het. Hulle moet nie net 'n plek kry nie, hulle moet nou 'n gebreklose lammetjie of boerebokkie gaan soek. As hulle nie een in hulle families of iets het nie, moet hulle een koop, maar hulle moet een kry, dan moet hy geslag word, en dan moet die vleis voorberei word en gaar gemaak word. Hulle moet 'n ongesuurde broodjie bak, en hulle moet die kry en die wyn bymekaar maak. So hierdie is 'n dag se werk vir hierdie twee manne. Dis wat hier gebeur. En wat is Jesus op pad om te doen? Hy gaan die betekenis van die Pasga totaal verander. Hy gaan die rede vir dit verander. Ek sê altyd vir mense, enige iets waaraan jy in jou lewe deelneem, sit nie 'n betekenis in jou nie. Jy sit die betekenis in waaraan jy ook al deelneem. Hier is 'n goeie voorbeeld. Kersfees. Ja, ek vier nie Kersfees nie. Nee, hoekom nie? Nee, dis 'n heidense gebruik. So, Kersfees sit die betekenis in jou. Nee, jy in Kersfees nie. Is dit hoe dit werk? 'n Kruis was 'n vloek gewees voordat Jesus aan hom dood gegaan het. Dit beteken jy is vervloek. Maar vandag is 'n kruis 'n simbool van hoop, want Jesus het sy betekenis kom verander. Jy sit die betekenis in enigiets waaraan jy deelneem. Dit sit nie die betekenis in jou nie, het nog nooit, die sal ook nooit nie. Jy het die lig van die Here in jou en waaraan jy vat, word lig. Niks is groter as God deur jou en in jou nie. Jesus gaan die betekenis van Paasfees nou verander. Dis soos met die huwelik. Ek sien dit oor en oor en oor. Wat is 'n huwelik? 'n Huwelik is, ek is op pad na 'n altaar toe. En ek is op pad om myself te gaan offer vir 'n volgende mens. Want dis wat jy daar gaan doen. Nee, ons het die betekenis totaal en al verander. Nee, dis julle groot dag. Dit gaan oor julle. Dit gaan nie oor ek gaan 'n belofte voor God maak en myself offer nie. Dis hoekom ons so skewe beeld het van huwelik vandag. As dit nie meer werk soos dit moet werk nie, dan klim ek net uit. Sodat ons die betekenis totaal en al verander het. Ek dink is meer 'n skande deesdae om 'n troue by te woon waar dit gaan oor die mense as wat dit gaan oor die Here, as wat dit is om Kersfees te vier. Ons sit die betekenis in enigiets waaraan ons deelneem. Jesus het die betekenis van goed kom verander. Want dis die krag van die Here. Jesus gaan Pasga verander om nooit weer dieselfde te lyk nie. Hy gaan nou die brood word wat ons eet. Hy gaan ons kom loskoop, nie van die mag van die Jode het gedink, hulle Messias gaan hulle kom loskoop van die mag van die Romeine. Onder die verdrukking van die Romeine kom uit, hy gaan 'n politieke leier raak en hy gaan 'n koning raak. Dis nie wat Jesus sou kom doen het nie, maar hulle het gedink dis wat Jesus kom doen. Hulle het gedink dis wat hulle Messias vir hulle gaan beteken. Jesus het gekom en gesê, ek word nou die brood van die lewe, wat jou gaan loskoop onder jou slawerny van sonde. Jy's 'n slaaf van sonde, jy verdien 'n ewige dood, met God se wraak wat oor jou uitgegiet word tot in ewigheid. Ek gaan jou kom loskoop van die effek daarvan. Dit gaan my lewe kos. En die wyn is 'n simbool van my bloed wat jou gaan reinig, wat 'n genoegsame offer voor God gaan wees om jou sonde kwyt te skel. Ek word die brood van die lewe. Paasfees gaan van nou af nie meer gaan oor 'n lammetjie wat Israel vrygemaak het onder die Egiptenare nie. Paasfees gaan nou gaan oor elke ou wat gered is, wat vrygekoop is van hulle sonde deur Jesus Christus. Dis veronderstel om die hoogste prioriteit te wees in enige Christen se lewe. Dis eintlik vir my hartverskeurend hoe dit vandag net 'n vakansie geword het. Want ons het reg kry om nie eers te dink aan ons verlossing nie, maar ons noem ons almal self Christene oor 'n Paasnaweek. Want dis eintlik hoe belangrik dit is vir my en jou op ons kalender. Dis nie veronderstel om iets te wees wat onderhandelbaar is nie. Paasfees is Paasfees, ouens. Dis die grootste fees van 'n jaar vir 'n ou wat gered is deur Jesus Christus. Gaan berei die Paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet.
sê Jesus vir sy disippels. Ons kan nie hierdie vergeet nie. Jesus het in sy eie woorde gesê, doen dit so gereeld as moontlik. Want ons vergeet. Ons het nodig om onsself te herinner aan ons verlossing. Hy gee vir hulle spesifieke opdrag. Gaan na die stad toe, daar sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Nou, hierdie was eintlik totaal onverwags. Ek bedoel, Jesus is besig om nou te profeteer wat gaan gebeur en nou binne 'n uur of 2 gaan hierdie waar word. Dis totaal onwaarskynlik gewees in die Bybelse tyd om 'n man te kry wat water dra. Want mans het nie water gedra nie, vrouens het. So hierdie was 'n slaaf gewees wat gaan water haal het. Van 'n Jood 10-1. So, hoe gaan julle hom uitken tussen al die duisende mense tussen wie julle gaan beweeg? Het gaan 'n man wees. Okay, dit maak dit bietjie makliker. Dankie Jesus. Daar gaan 'n man wees wat water dra. Ongelooflik. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis die volgende sê. Ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltyd hou. Ja, en ons kan ook net so vinnig oor hierdie skrifvers gaan, sonder om te besef waar daar staan. Ons leermeester, die een wie ons vertrou met alles in ons, die een wat ons vrees en ons angs wegvat. En luister mooi, Petrus en Johannes, weet ons, was so dood benoud, saam met al die ander disippels, nadat Jesus gekruisig is, dat hulle het gaan wegkruip en hulle self toegesluit in 'n vertrek. Lees ons. Hulle het nie al hulle vrees verloor nie, want hulle het nog nie, Jesus het nog nie aan die kruis gesterf nie, maar hulle het klaar tot daai oortuiging gekom, ons kan hom maar vertrou, en ons kan luister na wat hy vir ons sê. Ons hoor nie een keer dat een van hierdie ouens hom gebackchat het nie. Hulle het nie vir hom gesê, ja, Jesus, 'n man wat water dra? Nee, ek dink hierdie is waar nie. Hulle was nie tieners nie, ouens. Hulle het nie gebackchat nie. Hulle het geleer, hulle kan Jesus vertrou. Ons leermeester, die een van wie ons totaal onderdanig is, het gesê, my tyd is naby. Wat bedoel hy daarmee? Sy tyd om ons los te koop van sonde. Sy tyd het aangebreek om te kon doen waarvoor God hom aarde toe gestuur het. In jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltyd eet. En dit het my verskriklik gepra. Hoekom saam my disippels? Ek dink ons mis hierdie verskriklik baie vandag as Christene. Want Jesus het nooit gesterf vir 'n individu nie. En as iemand dit ooit vir jou geleer het, het hy vir jou 'n leuen geleer. Jesus het nie aarde toe gekom om 'n individu te red nie. Hy het gekom vir 'n mensdom. Hy het gekom vir 'n gemeenskap van gelowiges. As jy op jou planeet sit van ek en my heilige verhouding met die Here is okay, is jy onbybels. Want dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy het gekom vir 'n gemeenskap van gelowiges wat saam sy liggaam is. As jy 'n geredde van God is jy deel van sy liggaam. Daar's nie 'n opsie op kan nie saam met mense wees of ander gelowiges wees nie. Daar is nie so 'n opsie nie. Nie as jy jou Bybel lees nie. Veral nie as jy hom gereeld lees nie. Jy gaan die heeltyd in 'n gemeenskap van gelowiges vasloop. Moses het nie opgedaag en vir sy 4 beste chommies gesê, sorg dat julle 'n lammetjie offer, want vanaand word al die eerstebooggeborenes gevat. Dankie tog die Here gaan net julle 4 red nie. Daar's geen manier vir jou om 'n Christen te wees en nie in gemeenskap te wees nie. Daar bestaan nie so iets nie. Nie in jou Bybel nie. Ek wil saam met my disippels die paasmaaltyd hou. Ek gaan hulle leer dat hulle gaan van nou af, ons is nou al 2000 jaar later, nog steeds hierdie fees vier, vir heeltemal 'n ander rede, as wat hulle dit altyd gedoen het. Hy sal julle dan 'n groot boefretrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. So, hoe die Joodse huise gewerk het, jy het jou vloer area gehad, waar jy maar gebly het, en dan het hulle almal hierdie dakke gehad, wat nie soos vandag, ons het hulle nie sink en al daai goed gehad nie, hulle sou teels gehad het, maar net die rykste Jode sou 'n gebakte kleiteel gehad het, maar baie keer was dit soos 'n tweede vloer, wat hulle goed gepak het en grond gegooi het en gemodder en gealles het om die dak toe te kry. En dan sou hulle daai tipies gebruik het vir of stoorplek of om mense te ontvang of
was goed en optang en al sulke goed en van jou ryker Jode sou daai sou nog 'n dak boer dit ook nog opgesit het en dan sou dit hulle bovertrek geword het. So dis hoe hierdie ou se huis gelyk het. Hy sê vir julle 'n groot bovertrek wys wat klaar ingerig is. Dankie tog, daar's klaar tafels en stoele, wat ook al, daar's 'n oond, daar's alles vir hulle om 'n brood te bak, die vleis gaar te maak, die hele storie. Daar moet julle vir ons die Paasmaaltyd voorberei. So dit was 'n plek wat privaat was en wat veilig was, want dit was 'n tyd waar dit baie spanning was. Daar was ongelooflik spanning rondom Jesus. Almal het hom gesoek, hulle wou hom net doodmaak. So dit was 'n plek wat eenkant privaat was waar Jesus saam met sy disippels kon wees. Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het. En hulle het die Paasmaaltyd voorberei. Jy moet nie hierdie mis nie. Die disippels het gegaan, sy volgelinge was gehoorsaam, met ander woorde. Hoekom was hulle gehoorsaam? Want hulle het hom vertrou. En as gevolg van hulle gehoorsaamheid, het hulle, ek wil half jou eintlik nooi, kom saam met my. Kan jy jouself in die voete van Petrus en Johannes indink? Loop in die dorp en hy het gesê, sy ou met water. Dis daar loop 'n ou met water. Kom ons loop nou agter hierdie ou aan, en as ek in die voordeur stap met 'n wildvreemde ou, my leermeester sê, jy moet vir ons die plek wys, vir ons Paasmaaltyd. Hier vat die ou na die bovertrek toe. Kan jy jouself indink, hoe dit moes gewees het, hoe jou ervaring moet wees? En nou begin ek met die voorbereiding, alles presies soos hy gesê het. En so gebeur dit. Dis bonatuurlik. Wat sal jou belewenis wees? Johannes en Petrus het tot soveel oortuiging gekom dat Jesus die Christus is, dat hulle al hulle vrees en hulle angs uiteindelik verloor het. Petrus is onderste bo gekruisig, Johannes is weggevoer in ballingskap. Petrus het Markus gedikteer, hy het Markus moes skryf, hy het vir hom gesê wat om te skryf. Hy het 1 Petrus en 2 Petrus geskryf. Johannes het die boek van Johannes geskryf, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring. Soveel vertroue het hulle uiteindelik gehad dat hy die seun van God was. Hulle het al hulle vrees verloor. Dit is gevolg van dit dat jy op daai punt kom. Hy het homself tentoongestel, vir hulle bewys wie hy was. Hulle kon nie anders nie. Hulle het in totale vertroue in hom geleef. Julle sal alles kry, soos ek vir julle gesê het. En die volgende ding wat jy nie moet mis nie is, God kies om wie hy red, deel te maak van sy plan op die aardbol. Hy kies om deur my en jou te werk. En wanneer ek en jy opdaag en in gehoorsaamheid onderdanig is aan God, volle vertroue dat hy sal laat gebeur soos dit moet gebeur, dan gaan jy God se wil voor jou oë sien plaasvind. Jy gaan sien hoe werk God en jy gaan verbaas wees. Hy sal al jou vrees en jou angs en jou bekommernis uiteindelik verwyder hoe nader jy aan hom beweeg. Wat leer ons uit hierdie storie uit? Nommer 1. Jesus het die Paasfees se betekenis kom verander. Hy het 'n nuwe betekenis kom sit in hoekom ons Paasfees vier en waaroor dit gaan. Ek staan vanoggend 'n storie en luister van iemand wat my vertel dat hulle was in hierdie gemeenskap van gelowiges en daar daag toe iemand op wat heeltemal dronk en gerook is. En hy wil toe almal sy hand skud en die een ou sê, nee, jy kan nie hierdie ou vat nie, hy's onrein. So asof sy onreinheid groter is as die krag van die Here wat in jou leef. Ons raak baie keer so goed heilig en dat ons onsself verbeel, ek is toegewyd aan die Here, in die tussentyd jy hoogmoedig. In die tussentyd spreek jy dood. En is daar nie lewe nie. Jesus het die betekenis kom verander en net so sit ek en jy vandag betekenis in elke ontmoeting wat ons het en elke ding waaraan ons deelneem. Oral waar ons gaan, skyn ons lig en is ons lig vir die wêreld.
Hy is alwetend en almagtig. Dis hoekom hy in beheer is. Want dit bring my by die volgende punt. Hy is in beheer van alles. Want hy weet wat gaan gebeur, voordat dit gebeur. Hy is alwetend. En hy het mag oor alles. Daar's niks kragtiger as hy nie. As jy in jou lewe dink, jy kan beheer vat van jou lewe en die situasie en die goed wat om jou gebeur, dis 'n illusie. Ek sê nie daarmee, jy moenie verantwoordelik wees nie. Ek sê nie, jy moenie doen wat jy veronderstel is om te doen nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Beteken nie omdat jy nie in beheer is, beteken dat jy kan agteroor sit nie. Johannes en Petrus moes gaan. Hulle moes net doen wat hulle geweet het hulle kan doen, wat God vir hulle gesê het om te doen. Ons is nie in beheer nie. Ons kan net funksioneer uit volle vertroue op die Here. Die mens se beste opsie is om hom te vertrou. So hier is my vraag weer, hoe sal dit lyk as jy elke dag in jou lewe leef? Met totale vertroue op God. Dat niks wat rondom jou gebeur, bedreig jou so, dat jy totaal verval in angs en vrees nie. Hoe sal dit lyk? En laastens, hy kies om die mens deel te maak van sy plan. En wat 'n voorreg is dit nie vir my en jou om deel te wees van sy plan nie. Dis ongelooflik om te dink dat die God van die heelal, wat hemel en aarde geskaap het, wat jou en my geskaap het, wat ons niks skuld nie, wat nie vir ons gee wat ons verdien nie, kies om ons te gebruik. Is jy beskikbaar? Vra jy hom elke dag om jou te gebruik? Begeer jy dit dat hy jou sal gebruik vir sy plan vir die wêreld? Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons gee al die eer vir u groot en goedheid in ons lewe. Here, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor u. Dit gaan oor u heerlikheid. En ons is instrumente in die hand. Here, ek wil bid dat die Heilige Gees ons sensitief sal maak vir u stem, dat ons sal hoor wat u sê, en dat ons sal opdaag, en sal optree, en sal gehoorsaam wees. Here, ons het u so nodig, ons is afhanklik van u. Mag u krag aan ons geopenbaar word, soos wat Johannes en Petrus het gesien het. En mag ons vertroue net al sterker en al sterker en al sterker word. Here, mag alle vrees en angs en bekommernis wat hierdie lewe so oor ons probeer afforceer, wegkwyn in u lig. Ons loof u dat u ons verlosser is. Ons gee u al die eer dat u ons kom loskoop het uit 'n nagtelike wêreld van sonde, waar ons slawe is. Word verheerlik in alles wat ons doen, is my gebed in die naam van Jesus. Amen.